Wys my die plek waarheen stuur U hierdie slaaf. Wys my die plek, want die pad het my ontgaan. Wys my die plek, want ek buig my hoof omlaag. Wys my die plek waarheen stuur U hierdie slaaf. Wys my die plek, help my hier voor hierdie steen. Wys my die plek, want hoe skuif ek dit alleen. Wys my die plek, waar die woord as mens verskyn. Wys my die plek, waar's die oorsprong van die pyn. Toe die teëspoed kom, toe red ek wat ek kon. 'n draaitjie lig, 'n brokkie, 'n golf. Maar daar was kettings en ek moes myself gedra. Daar was kettings, toe min ek U soos 'n slaaf. Wys my die plek, waarheen stuur U hierdie slaaf. Wys my die plek, want die pad het my ontgaan. Wys my die plek, want ek buig my hoof omlaag. Wys my die plek, waarheen stuur U hierdie slaaf. Goeiemôre gemeente, welkom by hierdie erediens. 2 maand sien julle het julle geleentheid gespog, we gaan nie 'n bankdominee nie. Want dit is 2 maand vandag, so is het voorbij die TV. Dan begin ek werk in die nieuwe jaar sit in de maand. En dan so gaan spaar vir bevinding. Dan kan ons kyk waar ons daar. Mag jy vanoggend in hierdie boodskap die moed kry om in die ruimtes van God te beweeg en sy voetspore te gaan soek. En ons gaan begin deur te soek na God in gebed, as geleentheid vir stil gebed, en as jy 'n kersboom kan steek vir 'n gebed, dat jy opstuur na die troon van God toe, is nou 'n goeie geleentheid om te kom doen. Ons gaan nou die kersboom gaan steek, maar as jy nie 'n kersboom gaan steek, gebruik die geleentheid asseblief vir stil gebed. En maak van dit 'n geleentheid waarin ons onsself voorberei vir iets wat voorlê.
Want God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moet gee. Amen. Here het vanoggend julle aanbiddende lof gehoor in hierdie gebed en hy sê daar is vir jou genade en vrede om van God die Vader en om van die Here Jesus Christus. Kom ons in die Here met ons lofprys en aanbid.
Ons 2 maande terug gaan, toe ons by Januarie was, het ek die week van gebed daar by Wenters gemeente, het ek 'n reeks van 4 preke gedoen, waar ek gekyk het na ons lewe voor God, en wat werklik in die lewe baie keer gebeur het. Ek het dit gedoen aan die hand van die Bybel en die liedere van James Blunt. En toe die mense my gevra om daai oordoen, nou, vandag gaan ek daai nie oordoen nie, vandag is 'n nuwe preek, maar ons gaan die hele lydenstyd 2 tema liedere hê. Eerste een het in die begin van die diens sal van Koos van der Merwe wees, soos wat jy gehoor het vanoggend, en die ander een sal 'n lied van James Blunt wees, en dit is bloot omdat hulle seker van die beste storievertellers is, wat stories van die lewe vertel, waarmee ons kan relate. En so ons van vandag, die eerste lied luister van James Blunt, The Greatest, is amper 'n gebedsgroep van hom, in die tyd van COVID, vir iemand, om op te staan en die moed te hê, en 'n oplossing vir hierdie probleem te kry, en hierdie ding aan te vat. Was die COVID net begin het, en het hierdie lied geskryf, en ek dink almal was toen uiteindelik niemand het geweet wat voorbeen nie, en James Blunt het gesê, maar gaan iemand die moed hê om the greatest te wees, en op te staan vir ons. Kom ons luister na hierdie lied, en dan sal ons voortgaan met die boodskap. Skriflesing volgens van die 2 Korintiërs 5, ek kom ons in die eerste 10 verse daarvan lees, van 2 Korintiërs 5, kom ons bid net eers saam.
Here, wys ons die plek waar die spore strepe in die sand trek. Laat dit vir ons die wegwysers wees na die ruimtes van die Gees. Daar waar die Gees ons lei, verby gewone ruimtes se lyne verby. Gee ons, Here, moed en hoop om die onseker pad te loop. Mag jou ruimtes ons nie oorman, maar ons moedig op pad staan. Laat jou weer ons nie verskok, maar ons eerder na jou ruimtes toe loop. Mag ons hier die grootste hoop vind, die grootste God omwin. Ons wil opstaan, Here, uitgaan en die wêreld probeer verstaan. Dis die grootste God wat ons soek, hier waar ons staan voor die weervegte. Teken dan vir ons die spore se reg, dat ons kan weet is alles reg. U sal vir ons die plek omwys, wat in ruimtes deur mekaar sal uitwys. Amen. Ek kan net skryf, ons weet wanneer ons die aardse woning wat maar bekend is afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dis 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef sukkel, want ons verlang daarna die woning in die hemel ons sal ontdek. Ons wil nie onteer wees en daar voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is sug en voel bedruk, omdat ons nie van ons aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy Gees gegee. Daarom is ons altyd volmoed. Ons weet dat, solank ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur geloof, nie deur sien. Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam of verlaat in die Here gaan woon. Maar of ons hier woon en ons daar woon, ons het een mens. En dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van God, van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed is of kwaad. Dit is net tot daar. Daar's 'n teenstrydigheid in die lewe van die gelowige mens. Aan die ene kant wil ons so graag 100% in die voetspore van Jesus volg. Ons wil meer en meer soos Jesus word, soos hy nie op iets betsing. Maar om daardie weg te stap is 'n weg na 'n nuwe toekoms. En dit nie is 'n nuwe weg wat ons instap, en 'n nuwe weg is 'n weg vol onsekerheid met nuwe ruimtes. Daarom hou ons nog vas aan hierdie weg op 'n manier. Ja, ons wil nader aan God kom, maar ons wil nie alles van hierdie wêreld afgegaan. Ons probeer iets van hierdie wêreld, soos hy nou is, wegsteek onder die nuwe lewe. Die nuwe lewe net bo oor die ou aan te trek. En dan sal dit ons toe aan die hemel in te vat. Ons probeer tot die laaste nog vashou aan die ou, want ons voel veilig in hierdie bekende wêreld. Ja, die lewe sal lekker wees al bo die hemel, maar die bietjie sekerheid van die aardse wat ons hier het, sal goed wees om saam met ons te neem. Net om ons gerus te stel, dat alles nog dieselfde is. En dit gee sekerheid en die onsekerheid van die hemelse wat ons nie kan sien nie. Gee ons iets om aan vast te hou, 'n stukkie rots waarop ons kan staan en weet, alles sal oukei wees. Maar ons moet versigtig wees dat ons nie hier vasgevang word. En dit is baie makliker as wat ons dink. Selfs Paulus het daaroor gedink en gesê, hy wil 'n stukkie van hierdie sekuriteit
saamneem, hy wil nie nuwe boom oor die ou aantrek. Dis wat hy ken, dit werk vir hom. Die wêreld is nog ons nie alles reg nie. Nee, dit is nie, die wêreld is nie alles reg nie. Maar dan kom Paulus van die gevolgtrekking, dat het kan nie so werk nie. Ons kan nie die oude saamvat nie, want die nuwe is totaal heeltemal niet. Ons moet heeltemal uitbreek uit die wêreldse, as ons in die rigting van die hemelse wil beweeg. Ons kan nie beide in ons lewens moet saamdraan. Dan dra ons vaster wat Jesus gesê het, ons aan hom kan oorgee. En dis nie nodig. Want hy sal vir ons dra na die kruis sien. Ons moet en ons kan onsself ten volle oorgee aan God. Ons moet ons denke laat vernuwe, sê Paulus in Romeine 8 vers 1 en 2. En ons self dan volledig kleer in die nuwe wat God vir ons gee. Dis die oproep wat hy in plan met sy liefde doen. Is dat daar iemand wat voor ons sal kom wat anders doen en anders doen. Want die gewone het actually nie in COVID gewerk. Dit het niks gehelp. Iemand moes by die boks uitdink om oplossings te kry vir 'n virus wat 40 miljoen mense oor die wêreld doodgemaak het. En COVID, my vriende, het alles wat ons by die lewe dink en doen verander. Dit het ons lewens onherroepelik in sekere mate verander. Want ons moes buite ons boksies begin dink. As die Sondag verby in die kerkgebou ry, en jy weet, jy mag nie ingaan. Ons moes dapperheid en krag aan die dag lê, en ons moes oplossings vind vir ons vasgevangde tronke waar ons in ons huise was. Ons moes moed aan die dag lê, want ons het 'n wêreld betree wat niemand geken het. En ons moes in hierdie wêreld agterkom dat God op 'n ander manier waargeneem word. Ja, ons moes die oude uittrek en die nuwe gekleed word om te kan vorentoe gaan. Ons moes God op anders hoor sien, anders hoor en anders sien. Ons het mense nodig gehad, wat nodig gehad om haar extra tree te gee. En te sê, maar dit kan ons doen. Ons moes dapperheid en krag aan die dag lê om oplossings te vind vir onsself. Ons het mense gesoek. Mense wat bereid is om die grote ruimtes van God te betree. En ons bekend te stel in 'n wêreld van God se genade en die grootheid daarvan op maniere wat ons nooit voorheen aan gedink het. Baie min van ons wat vandag hier sit, het 5 jaar terug gedink
dat ons van ons eredienste vir Woensdag op internet kan kyk. Baie mense het gedink dat as daar seker goed gebeur, is God nie meer daar nie. Ek onthou die Moltmann, ek dink dit was Moltmann wat gesê dat sy daar so, hy was in Mathausen geweest, hy was nie in Auschwitz nie, hy was in Mathausen gestrafd. En hy het gesê dat elke dag, dit was so rondom 'n koppie gebou. En hy het elke dag met die grensrand al rondom die koppie geloop, En gesê, waar is God? Waar is God? Hy sê, dan kyk ek op en in die middel van die koppie staan en kyk. Weet hy, God is hier in Mathausen. Nie waar ek gevangen is. Dis wat ons inhoudelik ons leer. God is in ons sitkant. God is in jou hospitaalbed. Maar ons is bly, God is ook terug in die kerk. Dat hier het ons as gemeenskap mekaar nodig. Maar in daardie breë ruimtes, waar ons moes leer dink, het ons gevind dat daar breë ruimtes ook gevul is met God. Maar is ook gevul met onseker. Want as ek die boksie uitvind, weet ek nie wat wag aan die ander kant van die boksie nie. Dit kan iets wees wat ek nie voor kan sien. Sien nou ja, van die mense in die woordskool, het my meer as 'n jaar gevat, voordat ek die eerste keer vir myself op die internet gekyk waar preek. Ek het net nie daar gehad gehad om te kyk wat sy beteken. Daar was een. Daar was een wat die moed gehad het om vorentoe te gaan en voor te bring. Interessant. Hy het al die ruimtes gehad en toe gee hy die prys vir klein aardse ruimte. En hy kom hier tussen ons brood. Hy het ons geleer van nuwe wêrelde. Hy het ons vir ons kom sê dat daar groter ruimtes is as die een waarin jy leef. Hy het ons leer droom oor God se nuwe wêreld, waar genade en liefde en oorvloed beskikbaar is. Hy het vir ons iets van hierdie wonderlike wêreld kom wys. Jy sekere wonderwerke wat hy gedoen. Toe kom nooi hy ons en hy sê, kom reis saam met my op pad na hierdie nuwe wêreld. Jesus was nie die oplossing vir COVID. Maar hy het ons uitgedaag om met hierdie nuwe moed, hierdie nuwe krag wat hy vir ons gee, na die baie moeilike wêreld te gaan en dit te betree. Ons kan nie en ons moet nie die hele tyd terugkyk na waar ons vandaan kom nie. Jesus sê self net van sy gelykenis, as jy die hele tyd terugkyk van die stiefploeg. Die enigste pad is voor jy, na die pad, die nuwe pad wat God vir ons ooit oopgevou het. Dis al wat ek en jy het. Hy is die een wat die moed en die krag gehad het om nuwe ruimtes vir ons te ontsluit. Hy is die een wat voorgeloop het. Oud kruis op sy rug. En deur dit te doen, het hy vir ons hoop en lewe gegee. As ons dit net sal waag om agter hom aan te loop, sal ons
ons sien dat die nuwe van God waaroor ons die hele tyd gedroom het, soveel beter is as die ouer, wat ons eintlik dit saam met ons wil dra. En ons kan nie weg met moed en krag loop. Want ons weet, ons doen dit nie alleen. Ons het Jesus die hele tyd by ons. Ons kan die goddelike ruimtes waarmee ons opwaarneem. En ons kan die horisonne verbreed om God groter ruimtes te vind as wat ons voorheen ooit gedink het. Dis 'n dapper stap. En jy moet seker prys gee. Ons weet vandag, die wêreld is rond, sorg rond. Dit draai om sy eie as en het beweeg in 'n baan, wentelbaan om die son. En jy weet dat dit 15e, 16e eeuse wetenskaplikes gehad, mense soos Michelangelo, Da Vinci, Copernicus, om van ons te uit te vind, want die moed te hê om op te staan en te sê, die wêreld is nie plat nie, en hy staan nie op die daar nie, hy is rond, en hy is in 'n baan om die son. Dis nie die son wat om die aarde draai, en die aarde wat om die son draai. Ons het meer mense nodig, wat soos hulle het lewe gewaag het, want hulle kon onthoop word of op die brandstapel gesterf het. Vir dit wat hy gesê het. Want dit het nie in die Bybel in die kerk gegaan. Bybel sê dan die aarde staan op die aarde. Ons het mense nodig wat soos 'n ou buite die boks dink, om oplossings te kry vir 'n virus wat ons nog nooit voorheen gesien het. Dis wat ons in die geloof ook moet doen. Ons moet God begin sien dat hierdie draaiende, tollende in die ronde aarde gemaak het. Dan terwyl as jy nog steeds wens, die aarde is plat en staan op sy pilare, omdat die Bybel so sê, is jy nog nie reg om op die nuwe debat te staan. Sien jy nog die kans vir die nuwe span? Dis nie weet waar om te gaan. En soos Koos van die Merwe begin bid, Here wys my die plek waar ek moet gaan. Breek die ketens wat my bind in hierdie ruimtes en laat die ruimtes in beweeg. Het gaan oor iets veel groter en sterker en belangriker. As COVID die op aarde word. Het gaan oor ons totale denke oor God. Het gaan daaroor dat ons dapper moet wees as God in hierdie wêreld, as ons God in hierdie wêreld en sy ruimtes wil raak sien. En wat hy sê, denke moet ons totaal op ons koppe keer. Ons nie kan teruggaan na die oude toe. Nie langer in die oude kan probeer vasthou. Die nuwe van God wat ons ontdek het is soveel groter as dit waar ons tot nou toe vasgehou het. Ons gestaan by die kruis. En buiten die ingeperkte ruimtes, buiten die ingeperkte ruimtes,
En hierdie onbeperkte ruimte word besluit om Jesus na 'n gebokste ruimte te bestuur. En hy is die vooropgestelde boksies van die Fariseërs en die ander godsdienstige leiers af te breek. En ons moet voorstel dat God wat sy genade alle grense oorskry. Genade wat genoeg is vir elkeen wat daarna soek. Ek kan van 2 tekste. En jy kan hulle maar die huis gaan lees as jy, en as jy dan klaar die mekaar is, kan jy my vraag nou. Efesiërs 1 vers 4 en 1 Petrus 1 vers 17 tot 20. En beide die tekste maak Paulus die aanname dat ons verlossing in Christus alreeds voor die skepping van die wêreld vasgemaak. Trouwens Petrus ons verder te sê, Christus is voor die skepping van die wêreld al bestem om vir ons sondes te sterf. Ek sê, jy kan lekker nie mekaar gemaak met daai. Maar wat is dit wat Paulus en Petrus probeer doen? Hulle probeer ons denke verbreek en sê, kyk baie. Sien God in ruimtes waar jy nie gedink het nie. Sien God as die een wat die dag toe hy die mens gemaak het hy een doel voorop gehad en dit is dat die mens nooit verlore sal gaan. Dis wat Paulus en Petrus vir ons wil sê. Dis wat die Lord se rede vir ons sê. Ek Vrydag preek en as jy kan gesels gesê. Wat se rede sê vir ons dat die uitverkorenes van God sal hy nie laat verloor gaan. In Romeine 11 vers 29 bevestig dit as hy sê, as God eenmaal sy genade gaan is aan mense geskenk en hulle geroep het, trek dit nooit weer terug nie. As jy die tekste van Paulus en Petrus kan lees, maak het jy dat vraag in jou kop los, waar jy moet gedink het. En dis dan wat jy die dapper moet aan die dag moet leef, om die grootheid van God se genade, wat ons in persoon kom aanraak en verlos het, te gaan getuig van daar buitenkant. Al verstaan jy nie die grote prentjie. Die disciples het so nog niks verstaan die dag toe Jesus hemelbreus het. Ja, Handelinge sê vir ons, het hulle oor 40 dae geleer. Ek weet nie hoeveel kan jy oor 40 dae leer. Maar Mattheus sê vir ons, toe Jesus opgevaar in hemel doen, toe die disciples rondom gestaan en hulle het om bid gesê, alhoewel party van hulle nog getwyfel het. Toe Jesus hemel toe was, is nog steeds nie seker oor wat. En hierdie grote, nuwe ruimte van God. Maar hy stuur hulle uit en sê, gaan maak disciples. Gaan getuig oor die bietjie wat jy weet. Heilige Gees sal die res doen. Jy sal vind, as jy die moed het om hierdie grote ruimtes te betree, dan gaan jy die krag van God vind om te kan getuig. En jy sal nie dat kan soek oor wat jy weet. Jy word so oorweldig deur wie God werklik is, deur sy ondenkbare grootheid en goedheid, dat jy ingesuig word in sy ruimtes en nie meer elders wil beweeg. En 'n gebed sal hy help om met moed die pad te stap in hierdie nuwe ruimtes. En dan vergeet jy van hierdie teenstrydigheid wat binne in jouself is. En die weg van die nuwe is net soveel meer exciting en vergelijk. Amen. Ja, vriende, ons word gedoop omdat die Here 'n verbond het van genade met Abraham en ons kinders af met
met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van gelowiges, alle gelowiges het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou en jou nageslag en al julle geslagte. Dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Die Nuwe Testament het die Here die besnydenis as teken gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en 'n finale wyse bevestig. As teken en waarborg daarvan het hy vir ons die doop gegee. Here Jesus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle om alles onderhou wat hy beveel. So het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid sal dien en gehoorsaam. Wat is die doop? Die doop is in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees verkondig die volgende vir ons, dat ons as sondaars in die wêreld gekom het en dat ons nou slegs gered kan word as ons opnuut gebore word. Dat die Here deur die doop bevestig dat ons sy kinders is en dat hy eensaidig en genadig ons by sy verbond insluit. Dat ons aan Jesus deur sy bloed wat ons skoongewas het verbind word, dat ons ou sondige lewe saam met Jesus gekruisig is, soos Paulus sê, maar dat ons in 'n nuwe lewe saam met Jesus opstaan sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Dat die doop 'n beseëling is van ons inleiding in die kerk van Jesus Christus en van ons vra om as lewende lidmate te leef. Dat ons as geloofdes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese sal liefhê, vertrou en dien. En dat die Here ons deur die sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons woon en in ons lewe daagliks so regeer dat ons langer en meer sy beeld vertoon. Dit is dus duidelik dat dit die doop gaan oor God en nie oor ons nie. Hy het ons gekies en gered, want voordat ons daarop kan antwoord. Die doop is 'n seël dat ons in die kerk van God ingelei word. Dat ons deel is van die gemeenskap van gelowiges, selfs al word ons, weet ons nog niks daarvan. Die doop verseker ons ook dat die Heilige Gees in ons is, omdat ons aan God behoort en dis die gawe van die Gees met genade ontvang, selfs al is ons te klein om dit te gebruik. Die doop word aan volwassenes bedien as hulle dat die evangelie glo, belydenis van sonde doen en van hulle geloof in Jesus Christus. Ek gaan dan vra dat jy nou na vore toe kom om op die doopvraag te antwoord en dan ons die doop geleer. Die Vader, Seun en Heilige Gees, soos dit in die Bybel vir ons geleer word, lei hy dat terwyl ons as sondaars in die wêreld kom en in die oordeel van God behoort te staan, ons deur Jesus Christus gered is en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop kan en moet word. Verklaar nie dat dit jou opregte voorneem is om hierdie geloof te volhard, en erken jy dat die gemeente en die kerk die reg het om jou reg te help en die nie meer aan die bevriende geloof van sy. Wat is hier ook maak? Die staan met die wat God is. Die namens van saam vir my. Nog gebed? Ja, nou Bosman, ek doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Onze Vader, ons wil baie dankie sê dat ons op vandag jou nou hierdie teken kon gee dat sy aan u hoor. Dankie Here dat sy kan weet sy is gekies en geroep en gered om u kind te wees. En Here wil u haar seën, haar pad vorentoe, wil haar seën as gelowige. En die Vader die Gees lei om in die baie ruimtes te gaan. En daar vir u ook Here te getuig, maar ook te leef in die voetspore van Jesus. Ons vra u seën en u genade oor haar as gelowige en as uitverkorene van God. Amen. Kom ons sing vir haar die seëngebed.
Vriende, kom ons die Here met ons offergawe. Ons slot doen presies dit is om ons uit te stuur en God se seën verder in die wêreld. Kom ons sê so.
En die Here sal by jou wees waar jy ook al jy vandaan gaan. Amen. Sorry.